Goeienaand en hartlik welkom by ons 2025 laaste diens vir die jaar hier op die aanlyn kerk bediening Dak International Ministry wat ons vanaand lewendig uitsaai 10:30, 22:30 Suid-Afrikaanse tyd. So ons loof net die Here vir ons laaste diens, die kans, die geleentheid wat ons wel het om vanaand nog 'n diens, 'n byeenkoms met u te kan deel en ook dan ook so die woord van die Here met u te kan deel. Nou ons wil die Here net loof en prys vir sy groot genade, barmhartigheid, liefde en heerlikheid, en ek glo u kan saam met my stem. Nou soos wat ons mense geleentheid gee om in te skakel, asseblief deel die boodskap na jou Facebook tydlyn toe, na jou WhatsApp status toe, sodat ander ook wel kan deel hê aan vanaand se diens en sy by vanaand se byeenkoms. Goeienaand, hartlik welkom hierso by ons. Ja, dit is nou laat die aand, gewoonlik slaap mense al hierdie tyd, maar ons is wakker vir 'n diens, vir 'n byeenkoms om so ons broers en susters in die Here te stig en te bou. Nou ek wil eerstens baie dankie sê vir u wat ons die geleentheid gegee het om daarom so 'n paar daggies te kon afvat vir die jaar. Nou, my vrou gaan so 'n paar interessante dinge vanaand met die deel, so na ek hier klaar is, gaan ek oorgee na haar toe, dat sy eers aan die woord is, maar vanaand is ons 165ste diens vir die jaar, byeenkoms, gesamentlik ek en my vrou, wat ons onderskeidelik wel uitgesaai het vir die jaar. Nou goeienaand, hartlik welkom, is julle daarom nog lekker wakker daar by julle, die oogies gesukkel om oop te bly tot op hierdie punt, maar nietemin ons sien julle is lekker ingeskakel, wakker en aan die gang, halleluja, ons kan die Here net loof en prys vir sy genade en ook vir sy barmhartigheid, wat ons vanaand weer eens so mildelik uit sy hand uitgeniet. Ek dink ons besef altyd werklik waar die goeie geleentheid wat ons het om so as gelowiges saam te kan vergader rondom die woord van die Here. Al is ons nie in een gebou nie, is dit amazing om daaraan te dink. Ons is almal in dieselfde hemelse plekke. Elke persoon wat die Here dien, wat die wil van die Here dien, is saam in hemelse plekke. Waar dit presies is, hoe dit lyk, weet ons glad nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Al wat ons weet, ons siel is nie meer in duisternis vasgevang nie. Hy is wel oorgebring in die koninkryk van lig. En dis die hoop en die vooruitsig wat ons wel het vir ons geestelike lewe vorentoe, is om daardie ewige beloning te verkry. Want as jy gaan vashou tot aan die einde toe, God die Vader bewaar jou geestelike lewe. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? En as jy vashou, as jy deurdruk, en dan sal die Vader jou ook beloon met die ewige lewe. Nou ja, hartlik welkom, ek sien baie het nou al lekker ingeskakel, as jy nou eers ingeskakel het, wil ek net vir jou vra, asseblief man, deel hierdie boodskap na jou Facebook tydlyn, dis om maar net so 'n knoppiekie om te druk, en as dit daar, na jou WhatsApp status toe, ons gaan dit ook ouer gewoonte op ons YouTube kanaal laai, na die tyd die aanlyn kerk, en dan gaan ons ook die audio en die video op ons Telegram channel laai, en dan het ons 'n WhatsApp channel waarop ons al ons gemeente sake en so aan uit skakels en so aan opsit, ons daaglikse kommunikasie met ons medebroers en susters. So as jy nog nie ons channels volg op WhatsApp, Telegram of op YouTube nie, asseblief kontak ons. Ons broeder Terrence, hy het die leiding daar gevat, nou al so hele rukkie terug om die skakels van hierdie verskeie kanale op die kommentare te sit, sodat almal daar kan by uitkom. En ek dink jy het gesien hoeveel mense al klaar wel bygekom het in daardie opsig. Ja, so daar's verskeie platforms hoe jy kan deel hê aan hierdie bediening, die waarheid wat God in ons hart openbaar maak, want daar's een waarheid en dit is deur Jesus Christus. Daar's een hemel, daar's een deur, daar's een Heilige Gees, daar's een Vader, daar is een Here Jesus Christus, daar's nie verskillendes nie, daar's een liggaam, so daar moet een waarheid wees, want dis die Gees van waarheid, en die Gees praat net die waarheid. Prys die Here, dit is net so 'n bietjie mooi herinnering. Wow, weer lekker om julle almal te sien. Ja, nee, kyk, dit is
voel omtrent soos 'n jaar laas wat ons hier op die lig was. Dit voel amper vreemd om vanaand weer so op die lig te praat, maar nou ja, nietemin, ons gaan weer aangaan soos wat die Here ons help en lei en lewe gee en al hierdie mooi dinge, sal ons wel voortgaan met die werk van die Here, totdat hierdie ou liggaam nie meer kan nie, totdat die einde van sy tyd is. Maar nietemin, ons is hier so om die tyd uit te koop, om lekker saam te gesels rondom die woord van die Here. Nou ja, ek gaan open met gebed, daarna gaan ek oorgee aan Karen. Sy het 'n oorsig van die jaar se dienste en allerlei ander dingetjies gemaak. Sy het dit op haar geneem, en dit het net so mooi gevloei. Sy's nou al 'n paar daggies daarmee besig. So was ons af, was ons nie eintlik af nie, maar ons was af. So 'n bietjie in die vlees gewees, né? Maar geestelik is ons altyd aangeskakel. So dan gaan ek oorgee na haar, aan haar oorgee, en dan gaan sy lekker dinge met jou deurgesels, en dat jy so 'n bietjie herinner word aan vele dinge wat die jaar gebeur het, boodskappe, sy het so boodskappe vir boodskappe gevat, en kerngedagtes net neergepen, maar is so mooi en vloei gesels, 'n saak, dit is nie 'n saak van vervelendheid nie, so ek dink dit gaan amazing wees, en ons gaan vanaand weer mooi nuwe dinge leer, en daarna sal ek weer oorvat by haar, en dan ook die laaste stuk van ons byeenkoms vanaand behartig. Maar kom ons begin om te bid, en dan gaan ons voort wel met ons bediening. Hemelse Vader, ons wil U net loof en prys en eer en verheerlik. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanaand voor die aangesig van U te kan wees in die teenwoordigheid van 'n hemelse God. Halleluja. 'n heilige, liefdevolle God, nie 'n God wat 'n liefde het vir hierdie wêreld en hierdie wêreldse dinge nie. Maar Vader, dit is wat U woord ons so mooi leer. Halleluja, liefde, U is liefde. En ons het baie keer so 'n verkeerde persepsie van liefde. Vader, ons dink in die vlees, en as dinge in die vlees vir ons uitwerk en goed gaan, en ons sorg dinge in die vlees uit, dit is liefde, dit is waarlik, dit is dinge wat U behaag, maar dit is nie so nie, Vader. Ons vlees begeer dinge, ons vlees jaag na dinge toe, ons vlees wil dinge geniet, en drange en wêreldse sonde en ongeregtigheid. Dit is nie deel van U liefde en heiligheid en geregtigheid en regverdigheid nie, Vader, maar wanneer ons U kan dien in heerlikheid, maak nie saak waar ons is nie, al het ons bietjie op vakansie gegaan, maak nie saak waar ons is nie, as ons vasgehou het aan U woord van heiligheid en reinheid en waarheid en heerlikheid. Vader, halleluja, dit is wat U raak sien, ons moet vashou aan die woord van waarheid, aan die woord van heiligheid. Dit is die belangrikste saak in ons geestelike lewe. Ewige Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die geleentheid wat ons vanaand weer eens het, die middele wat U vir ons bied, en ook die gesondheid om wel die woord van U te kan uitdra. Vanmiddag gesels ons so met mekaar, en ons besef, en ek kan onthou soos 'n jong mannetjie, die ou pastoor altyd gesê, terwyl jy jonk is, en dis wat die woord ons ook leer, terwyl jy jonk is, doen alles met jou mag, dien die Here met jou mag en jou krag, want die dae gaan kom, waar jy geen welbehae in sal hê nie. Vader, en hoe ouer 'n mens word, en dan dink jy aan daai woorde wat soveel predikers vir jou gesê het, terwyl jy jonk is, dien die Here, weer die kwale en die kwaad uit jou hart uit, rig jou lewe in, hoe sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na die woord van die Here. Vader, dit is so 'n wonderlike vooruitsig om te weet, as ons vashou aan die woord van waarheid en heiligheid, is daar 'n ewige lewe wat vir ons wel wag, en ons kan daai ewigheid ingaan, ewige Vader. En ek wil vir U baie dankie sê, dat U woord ons daarin herinner, wanneer ons daar deurlees, herinner U woord ons daarin, want die dag kom, wat jy maar geen welbehae meer in sal hê nie. En dit wat jy gedoen het, het jy gedoen, dit wat jy nie gedoen het nie, het jy nie gedoen nie, Vader. En ek wil U net loof en prys en eer en verheerlik vir die groot genade, U liefde en barmhartigheid. En ek wil ook bid dat U ons vanaand sal lei, deur die Gees van U Vader, my vrou sal lei. Vader, sy is so opgewonde altyd om met die gemeente te praat. Haar oogies blink altyd so, as sy dink, ek kan so bietjie met my broers en susters kuier en gesels, en net die woord met hulle deel, tot hulle stigting en opbouing in die allerheiligste geloof. Vader, seën haar, help my ook, wanneer ek moet praat en deel, in Jesus se naam. Amen.
Dis ek gaan op hierdie punt afsluit en dan gaan ek oorgee vir Karen, sy gaan inskuif. Ek gaan uitskuif en dan gaan ons later weer roteer. Lief vir almal en geniet my vrou vanaand. Dis sy. Hallo almal. Ag, wat 'n lekkerte om vanaand weer hier te kan wees. Dis 'n geweldige voorreg. Ek wil sommer huil as ek daaraan dink. Wat 'n voorreg ons altyd het om die woord van die Here aan mekaar te kan bedien en te kan voorhou en saam te kan kuier op die lig en My voetjie nou. dis hy. Mekaar te kan bou en stig en toerus vir ons dienswerk wat ons het in die evangelie, want dit gaan nie net oor ons nie. Dit gaan oor 'n hele wêreld wat gered moet word. Dit gaan oor 'n hele wêreld wat verlos moet word. Nou, Amen. die afgelope jaar het ons baie hoogtepunte gehad en laagtepunte. En nou ja, deur alles het die Here ons gedra. En ek dink ons kan vanaand almal saamstem, die Here het ons werklik deurgedra. Ons kan hom net loof en prys vanaand vir sy grootheid, sy goedheid, sy almag, sy heerlikheid, sy guns in ons lewe, want ons het nie opgegee nie, ons het hom bly dien. En dit is die grootheid en die goedheid van die Here. Is dit nie so nie? Nou, ek het dit goed gedink, soos my man al reeds gesê het, om so 'n bietjie die jaar te vat en 'n oorsig oor die jaar met ons te deel. En ek het so 'n bietjie op YouTube gegaan en die boodskappe gaan kyk wat ons nou al deur die jaar bedien het. 164 boodskappe, vanaand die 165ste boodskap. En ek dink daaraan dat dit is omtrent elke tweede dag gaan daar 'n boodskap uit op die lig wat ons kan help in ons geestelike lewe. En dit is so lief die Here ons het. Is dit nie so nie? Dat die boodskappe wat uitgaan is daar om ons te bemoedig, om ons te herinner, om ons te stig, te vermaan en sodat ons kan verstaan altyd in ons lewe wat reg is en wat verkeerd is, wat ons moet los, wat ons mee moet breek, wat ons moet uitsorteer in ons lewe. Dit gaan, elke boodskap gaan daaroor. En dit is so lief die Here ons het, want hy wil ons in die hemel hê. Hy wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Hy wil nie hê dat een mens op hierdie aarde moet verlore gaan nie, maar dat elkeen gered sal word, want dit is so lief hy die hele wêreld het. Hy het ons so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, sy hart oopmaak, die Here Jesus Christus aanneem in die wedergeboorte, gered kan word. Is dit nie amazing nie? Nou, ek gaan net so lekker deur hardloop met hierdie 164 boodskappe wat uitgegaan het oor die jaar. Dit gaan glad nie langdradig wees nie. Ek het dit so lekker vinnig kort opgesom wat die Here met ons gepraat en gedeel het. En ek dink jy kan met my saamstem dat die boodskap verander nooit. Want God se woord verander nooit. Dit is tot in alle ewigheid. Staan die woord vas, want dit is God se woord. So dit kan nie verander nie. Daar kan nie iets anders wees nie as wat ons ontvang uit die woord van die Here uit nie. Nou, God se liefde is so groot, en ek gaan dit nou maar so redelik bietjie aflees, want dit is nogal redelik baie. So, ek hoop nie dis vervelig nie, maar ek glo nie. Die Vader se liefde is so groot, dat ons die ewige lewe moet beerwe. Daarom al die waarskuwings as ook die bemoedigings. Dit maak ons seker en onbeweeglik in ons geestelike wedloop. Is dit nie so nie? Alles wat die Here met ons deel, is sodat ons wedloop kan voltooi. Nou die wedloop, en dit het my diep in my hart getref, is nie vir die wat vinnig hardloop nie, maar wel vir die wat lydsaam en gehoorsaam volhard tot die einde. So dit gaan nie oor jy moet vinnig op die einde kom nie. Dit gaan oor daai hart wat so vasmaak, wat so onbeweeglik is in die Here, wat vas staan en besef dat hy met lydsaamheid en nie haastig wees nie en hierdie wedloop met alle ywer volhard tot die einde toe. En elkeen wat dit doen, sal gered word, want 'n os, en ons is mos soos die os. Stein het ons so mooi met ons daaroor gepraat. Die os gaan net aan. Nou die os steur hom nie aan die wat nie werk nie. Maar met die wederkoms, nee, ek lieg nou. Die os steur hom nie aan die ou wat nie werk nie. Hy bepaal hom by die oes. So hy's besig om te werk. Terwyl die oes daar is, voortdurend is hy besig om te werk op hierdie dorsvloer. En hy steur hom nie. Hy laat hom nie afsit
deur enige iemand wat nie sy werk doen nie. En dit is hoe ons hierdie wedloop hardloop, met volharding ons lewe in besit neem. Jy moet nie rondkyk nie, jy moet jou nie aan 'n ander persoon steur wat nie sy werk doen nie, doen jy jou werk. Is dit nie mooi nie? Wow. Nou die saaier en die maaier gaan mekaar ontmoet, en dit het ons so mooi uitgevind, nê, dat met die wederkoms gaan ons sien dat hulle gelyk is. Hoekom gaan ons sien dat die maaier en die saaier gelyk is? Omdat God laat groei en die Gees het oortuig. Yes, wow. So, ons werk saam met die Here, maar God doen die totale werk. Die Gees oortuig elke persoon wat die Here aanneem. Is dit nie so nie? So, dan gaan ons besef, maar ons is gelyk. Baie het dalk die woord gesaai. Baie het dalk met hulle optrede en hulle vrug en alles dit gesaai. En dat iemand verbygekom wat gemaai het. Maar die twee gaan mekaar ontmoet en dit gaan gelyk wees. En dit het vir my so uitgestaan om te dink, dat ons kan dit nou doen op die aarde. En ons kan nou werk in God se koninkryk. En met die wederkoms gaan die engele die maaiers wees. Dan gaan ons nie meer die maaiers wees nie, dan gaan ons werk klaar wees. So ons moet so ywer en werk, dat ons wel met die wederkoms ook geoes word. Dat ons nie agterbly of dat ons ewige lewe dalk verloor nie. So, dit het my baie diep in my hart getref. Nou sonder vergifnis was dit vir ons onmoontlik om gered te word. Daarom het Jesus gekom om die skuldbrief van insettinge en verordeninge wat ons vyhandig was teen die kruis vas te naal. Hy het Satan oorwin wat die mag oor die siel gehad het om die mens se siel in die hel te werp. En nou met sy offer het daar vir ons versoening gekom met die Vader. Amen. Is dit nie amazing? En daai offer staan vir ewig. Yes. Vir altyd. Daar hoef nie weer 'n offer te wees nie. Ons moet dit net aanneem. Nou, die wet, die profete en die psalms het in vervulling gekom in Jesus. En daarom is daar niks uitstaande in die Ou Testament wat nog moet gebeur nie. Alles is vervul, elke jota en elke titeltjie, en so moet ons ook die mense leer. Nou as mens verstaan dat alles in die Ou Testament in vervulling gekom het, raak jy glad nie meer in 'n verwarring oor die Ou Testament nie. Jy verstaan dat alles in die Ou Testament het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom, en niks profetiese woord of wat ook al wat jy nog lees in die Ou Testament moet nog in vervulling kom nie, want dit is wat die mens in verwarring sit. En dit is so, ons moet almal leer. So alles het gebeur. Alles het gebeur. So. Is dit nie mooi nie? Nou ons is verseker daarvan, dat drukking en vervolging die regverdige teken van God is, om ons waardig te ag om die koninkryk te beerwe. Nou met ons dood of met die wederkoms sal die druk eers eindig. Dit gaan nie voor die tyd eindig nie. Daarom moet ons nie hastig of ongeduldig wees nie, maar ons moet lankmoedig wees soos God, want God is nie hastig nie. Ja, dit is mooi, nee. Nou terwyl ons deur die druk gaan, moet ons die gesindheid van Jesus hê. Hy het dit nie roof geag om die hemel te verlaat om ons as mens uit te red uit die mag van Satan nie. So moet ons sy voorbeeld volg, en hierdie moet ons weer diep in ons harte besef en verstaan en bære. Om diensknegt te wees en altyd gereed te wees om 'n medebroer en suster se voete te was. Wow. Jo, broederliefde is van kardinale belang, en hy wat sy broeder haat, bly in die duisternis. Dit is waarom daar totale vergifnis moet wees, soos Jesus ons kom toon het. Ons moet mekaar vergewe, soos God ons vergewe, en ewen in die broederskap, hap en byt ons mekaar baie keer. En die woord sê ons moet mekaar net nie opeet en verteer nie. So ewen in die broederskap is daar baie dinge wat moet uitgesorteer word. Daar's baie dinge wat ons mekaar moet voor vergewe. En dit het vir my so mooi sin gemaak, dat as 'n mens verstaan, dat 'n mens moet net nie die ander ou verteer nie, maar jy moet vergifnis hê, ook teenoor jou broeder, sodat jy in die lig kan lewe en nie kan deel wees van die duisternis nie, want as jy nie vergewe nie, dan begin jy jou broeder of jou suster haat. Is dit nie so nie? So, nou dit is al die boodskappe wat so uitgegaan het, wat ek nou net vanaand vir julle so 'n bietjie opsom, en dit is so mooi hoe die Here met ons in hierdie jaar gepraat het. Die liefde is die grootste van alles, want God is liefde. Niks kan God se liefde uitblus nie. Hy is vir niemand
kwaad nie. En ek dink toe ons dit besef het daar 'n groot las van ons almal afgeval, want God straf op niemand op hierdie stadium nie. God is vir niemand kwaad nie. Hy wil elkeen gered hê. Hy wil elkeen in die hemel hê. Eers met die wederkoms, wanneer die Here Jesus Christus die Vader gaan openbaar, gaan alles wat sonde en ongeregtig is aan die brand slaan. Dit gaan verbrand. En dan gaan God se toorn en sy wraak geopenbaar word, ook met die sondaar. So God is nie nou kwaad vir enigiemand nie. Ons geaardheid is baie keer kwaad vir iemand. So ja, daar's altyd hoop. Tot op die einde toe is daar hoop, sodat almal gered kan word. Nou, as ons vashou en ons verstaan hierdie dinge, dan gaan ons nie die tweede dood deelagtig wees nie. Ons gaan nie deel wees van die tweede dood nie. En dit is waarna ons met ywer en strewe om dit te besef. Nou, terwyl ons as kinders van die Here deur die druk gaan en vashou en saam stry met ons gebede, bou ons aan die nuwe Jerusalem. Ons wat vashou en volhard word uitgenooi na die bruilof van die Lam. Die openbaarmaking van sy bruid. Die nuwe Jerusalem sal neerdaal en versier wees met ons regverdige dade. En dit is wat ons op hierdie stadium doen, terwyl ons hierdie druk en die verdrukking gaan en vashou en hierdie wedloop met volharding hardloop, is ons besig om die nuwe Jerusalem te versier. Ja, is dit nie mooi nie? Ons gaan dit sien, ons gaan dit beleef, ons gaan deel wees daarvan. Ja, daar is soveel om na uit te sien in God se koninkryk. Nou hierdie lewe. En ek het nou die afgelope tyd het ek nou Prediker gelees. En dit het my verskriklik diep in my hart getref om so Prediker deur te lees en te verstaan dat alles nietigheid is. Hy het alles verstaan, Salomo het verstaan. En hy het alles gehad, hy het alles besit. Daar was niks wat hy nie gehad het nie. Hy het besef, alles is 'n gejaag na wind. En daar is 'n tyd vir alles, en dan gaan dit vergaan. En hy leer vir ons so mooi, dat die lewe is nietigheid en verganklik. Moenie skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit kan verniel nie. Deur vriende te maak, en dit was nou die laaste boodskap, was so mooi gewees, deur vriende te maak, deur die onregverdige mammon, kan maak dat ons in ons ewige tente ontvang word, of nie. Nou, die wil van die Vader, nou, ons moet vriende maak deur die onregverdige mammon. Nou, wie is daai vriende wat ons moet maak? Dit is die wat die wil van die Vader doen. Dit is God se vriende. Dit is ons ware familie. En ons maak vriende deur die onregverdige mammon, deur ook ons finansies reg te gee. Dit was nogal baie mooi. Nou die skape en die bokke, hulle is nou die wyse en die dwaase maagde. Albei is kinders van die Here en gaan geskei word met die wederkoms. Nou dit is die oesdag. Net die wat wys was en olie bymekaar gemaak het, deur toe te gee aan druk sodat olie na vore kan kom, en die skape wat verstaan dat dit wat hulle aan hulle broeders doen hulle ook aan die Here Jesus Christus, hulle sal gered word. Daar gaan 'n skeiding kom met die wederkoms. Die dwaase maagde en die wyse maagde, die skape en die bokke. En dit is wat die Here die hele jaar so mooi met ons praat, om dit werklik van harte te verstaan. Nou, gulsigheid na die wêreld maak dat 'n mens roekeloos is met jou geestelike lewe, en jy kan die gees van die Here uitblus na gulsigheid van die wêreld. Ek kan vir sê, toe ek net daar neerpen, toe ruk my hart om te dink, Here, ons kan so roekeloos raak met ons geestelike lewe, met u gees, want ons probeer Jesus forceer om deel te wees van die wêreld en sy begeertes, want onthou net, Jesus en God bly deur die Heilige Gees in ons harte, in ons siel. En baie keer wil ons Jesus forceer om deel te raak van sonde, ongeregtigheid, begeertes, ons gulsigheid na die wêreld. Nou, in Jesegiel, en dit was vir my baie mooi gewees, lees ons so mooi van die man met die inkpot, wat 'n merk gemaak het op die wat sug en steen oor die gruwels wat gedoen is. So dit was mense wat besef het, maar die mense is besig met verskriklike dinge. Die regverdige, nou hulle was regverdig, hulle was nie goddeloos nie, en hulle was ook nie deel van sonde en ongeregtigheid nie. En God het vir 'n man met 'n inkpot gesê,
gaan merk hierdie mense. En as hulle gemerk is, gaan verby hulle, want daar was seker my engele tipe van wat uitgestuur is, om hierdie mense te verdelg, wat besig was met sonde en ongeregtigheid. En God het vir hulle gesê, gaan die verby, wat gemerk is. Hulle moet geen skade ly nie. En die wat uitgewis was grysaards, dit was jong manne, dit was dogters, dit was kinders, dit was vroue, en dit het my diep in my hart getref. Dat baie keer dink ons, daar's mense wat verontskuldig is, om nie die toren van God deelagtig te raak nie. En in die Ou Testament kan ons sien, maar as jy deel bly van sonde en ongeregtigheid, kan dit maak dat jy jou geestelike lewe verloor. Nou hulle in die Ou Testament was doodgemaak gewees, want hulle was in elk geval hel toe. Nou in die Nuwe Testament, wanneer ons die Gees van die Here in ons hart het, wanneer ons hart besny is, dit is dan ons teken. Die besnydenis van die hart. En die Gees van die Here is ons seël in ons harte. Dis ons waarborg. Maar ons moet volgens hierdie seël en hierdie waarborg lewe en ons geestelike lewe inrig. Anders kan ons ook ons geestelike lewe verloor. Ons kan ook die tweede dood deelagtig raak as ons nie die waarborg toepas in ons lewe en gehoorsaam is aan die waarborg. Dit is die woord van die Here. Amen. So ons moet werklik kyk daarna en besef, Here, ek kan my ewige lewe verloor. Ek het dalk die merk ontvang met my wedergeboorte. Is my hart besny? Die Gees van die Here het ek ontvang in my binneste. Maar as ek aanhou met die wêreld en ongeregtigheid en die gulsigheid en die begeerlikheid van hierdie wêreld, kan ek wel my ewige lewe verloor. En ek kan deel wees van die tweede dood. Dit het my ook baie diep getref. Nou, ons is deur een Gees gedoop in een liggaam. Daarom moet ons een van siel en een van sin wees in die waarheid. Elke loot moet vrug dra, want elke loot is ingeënt in die Here Jesus Christus, die hoof van die liggaam. En die Vader is die landbouer en hy maak elke loot skoon om meer vrug te dra. Nou waarmee maak hy elke loot skoon? Die woord wat ons aanneem, is die reiniging wat hy gebruik om ons skoon te maak. Nou sou jy nie die woord aanneem nie, is daar niks wat jou siel kan reinig nie. Dit is nogal 'n groot saak. Nou alles kom op een ding op die ou ende neer. Dit is reinheid, heiligheid, waarheid. En alles moet in liefde geskied. Is dit nie so nie? Nou daar was 2 roadtrips gewees die afgelope jaar. En ja, is altyd 'n lekkerte, is altyd vir ons 'n groot saak. Ek wil net so 'n bietjie hierby uitkom, want ek het so hier en daar 'n bietjie bygelas. Ons het die trips gehad in April en Mei en toe weer in Oktober, November. En wat 'n heerlikheid het ons nie gehad so by elkeen se huis nie. En om deel te wees van almal en alles. En ons het ook in ons tweede roadtrip het ons by Forest Farm 'n draai gemaak. Ons het nuwe vriende ontmoet daar by Forest Farm, Willie en Lorrainetjie en almal wat ook deel is van die hele bediening en wat die Bybelskool so uitdra en alles. En dit bring my terug na die vertaling van die Bybelskool, 'n groot hoogtepunt hierdie jaar wat verby is dit nie mooi nie? En elke een kan nou deel wees van die Bybelskool. Elkeen kan nou of Afrikaans of Engels verstaan, maak nie saak watter taal jy is nie. En dit was 'n baie groot hoogtepunt hierdie jaar in die bediening, dat die Bybelskool wel vertaal kon word, dat elke een in die wêreld kan deel hê aan die Bybelskool. En natuurlik het ons ook die Duck International page op Facebook gestig en so kan ons baie meer Engelse mense ook trek na die bediening toe. Ons kan ook bietjie meer by almal uitkom wat Engels is. So dit is net amazing om daaraan te dink. Ons het ook die channel oopgemaak op WhatsApp waarin soveel mense behoort wat ons nie eers ken nie, wat ons nie eers ons nommers het nie. So en almal luister en hulle is deel en dit is so awesome dit is van die evangelie is natuurlik vir die hele wêreld. Is dit nie so nie? Sodat elkeen gered kan word, sodat elkeen verlos kan word en kan vrykom. Dit is waaroor
my en Stanley se roeping ook gaan, is om die hele wêreld die evangelie, die ewige evangelie te kan verkondig. Dis net mooi. Dan natuurlik was daar ons konferensie, een amazing konferensie, die 7de tot die 11de Oktober in Melkbosstrand. Jog, dit was net awesome gewees. Daar het soveel innerlike genesings plaasgevind, jare oue wonde, deur die absolute eenvoud van die woord. En ek dink jy kan saam met my stem. Dit was seker die eenvoudigste konferensie gewees, maar dit was die kragtigste genesings en reddings wat daar plaasgevind het. Mense wat losgekom het, vrygekom het uit soveel dinge van hoeveel jare al. En natuurlik wil ons die Here loof en prys dat hy nog in alles altyd voorsien het in die roadtrips. Baie keer weet ons nie eers hoe gaan ons die eerste tank petrol hê wat ons hier wegtrek nie. Never mind nog om al die duisende kilometer te ry. Gewoonlik ry ons so 8000 kilometer so op 'n roadtrip. So ja, dit is nie 'n klein geldjie nie. So ons prys die Here dat hy nog altyd voorsien het. En natuurlik ook vir die konferensies. Ek kan vir julle sê baie keer weet ek nie hoe ons dit doen en wat ons hoe die Here weet. Dis net ek kan net vanaand vir die Here sê baie dankie dat hy ons altyd nog net gehelp het. En natuurlik op die konferensie was dit ook 'n hoogtepunt geweest dat Charmaine se siel gered is. Sy het haar hart oopgemaak op die konferensie en na dit het ons al gaan doop in Loetsville en daar het ons wat ek dink oor die 80 mense ontmoet. En wat 'n amazing saak was dit nie gewees nie. Om al daai mense te kon ontmoet deur haar redding, deur haar verlossing en dan ook deur haar doop. Nou, dit was vir my baie awesome gewees dat die woord wat Stanley daar bedien het, was gewees oor tradisies. Nou, die tradisies is 'n geweldige ding wat mense ongelooflik vashou om die Here Jesus Christus aan te neem om gered te word. En dit staan soveel mense se pad om oor te gee in die waarheid en die waarheid aan te neem. So, die woord het uitgegaan en ons kan net bid vir elkeen wat ons die voorreg gehad het om ook daar te kon bedien en ook hoe die Here met ons gedeel het oor tradisies, om te verstaan, om los te kom, om vry te kom, oor sentiment, oor al hierdie dinge wat ons vir jare vashou en dikteer in ons geestelike lewe. So die Here het ons kom losmaak, hy het ons kom vrymaak, hy het vir ons kom lewe gee in ons binneste deur al hierdie dinge. Ons loof net die Here daarvoor. Nou, ons het 'n volgende jaar, dit is die jaar 2026. Nou, die boodskap verander nooit en dit wat ek nou vanaand opgesom het, verander nooit, ooit nie, want dit is God se woord, dit kan nie verander nie. Dit is net of ons daarby gaan inpas, dit is net ons verantwoordelikheid om dit as ons plig te ag, om dit aan te neem en toe te pas in ons lewe, sodat ons lewe kan verander en sodat ons die wedloop kan voleindig tot die Here Jesus Christus kom of tot met jou dood. En ons almal wat gaan volhard tot die einde toe sal gered word. Daar is niks anders in die evangelie as dit nie. Die evangelie is werk. Die evangelie is 'n verantwoordelikheid. Die evangelie is geweldige druk waardeur ons moet gaan om gered te word. En alles moet ons in liefde doen. Nou ook 'n hoogtepunt vanaand, môre verjaar Zandi en Joey en ons gaan ook vanaand vir hulle bid. Hier is sommer die 1 Januarie verjaar die twee en ons gaan ook vir hulle 'n gebed doen. Gaan jy vir hulle bid? Ek gaan sommer vir hulle bid. Vader, vanaand is ek so dankbaar en opgewonde in my hart teenoor U. En ek sê vir U so baie dankie dat U alreeds met ons kom praat en kom deel het oor die jaar wat verby is en Here, wat ons kom leer het, wat U ons mee kom help het, kom herinner het, kom stig het mee, te kom verstaan het, Vader. Ons het geweldig, Here, besef en ons harte het gegroei en ons het begin verstaan en ons dankie vanaand daarvoor. Dankie vir my medebroers en susters wat ook bereid is om die pad te stap, Vader, die bereid is om die pad van pryse te stap, Here, want ek besef die evangelie is nie goedkoop nie. Dit is, Here, prys op prys wat jy betaal en dit is, Here, duur, Vader, en ek loof en ek prys U daarvoor in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Here, ons het ook vir Joey en vir Zandi wat verjaar die 1 Januarie. Dit is net nou en ons wil vir hulle bid as ons sissies, Vader, dat U hulle sal dra deur die jaar, dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal krag gee.
Vader, hulle is regtig vir ons kosbaar, ons is so lief vir hulle is so deel van ons, binne in ons harte, Here, en ons wil bid dat U hulle werklik sal help, Vader, en Here, waar Zandi 'n mamma is, en 'n vrou vir haar man, en Here, besighede, en alle dinge moet hanteer, en uitsorteer, en die druk van die kindertjies, en ag Here, vrou se lewe is nie maklik nie, en ons bid vanaand vir haar, dat U haar krag sal gee om deur te gaan, en Here, staande te bly, nugter te bly, en ook in haar geestelike lewe nugter te bly in die jaar wat voorlê, Here, om te bly werk, om te bly saamwerk, Vader. Sy is ook lief vir U, sy wil U dien, en ons dank U daarvoor vanaand, Vader. Ons loof en ons prys U. Here, ek wil ook vir Joey bid, Vader, dat U haar ook help en deurdra al die bekommernisse in haar hart, die uitroepe voor U elke dag van haar lewe, die trane wat al soos riviere gevloei het daar in haar kamer, Here, dat U haar sal raak sien en dat U daai gebede sal beantwoord en dat U haar sal help. Here, dat U sal red en verlos en vrymaak. Here, dis haar hartsbegeerte, dis haar hartse uitroepe elke dag, Vader. En ons dank en ons loof en ons prys U dat U ook met haar is in hierdie jaar wat voorlê. Ons loof U net want U is groot en U is wonderbaar en so bid ek vir elkeen van my broers en susters dat U ons sal deurdra soos U al reeds gedoen het. Ons kan op U vertrou, Vader, want ons besef dat geloof, Here, is die onsigbare wat ons dien. Ons het U aangeneem die onsigbare. Ons dien die onsigbare. Ons kan U nie bewys nie, Vader, en dit is ons geloof en dit is waarin ons moet vashou tot op die einde. En ons dank en ons loof en ons prys U in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Prys die Here, ek gaan oorgee aan Stanley. Wat sê? Prys die naam van die Here. Jo, dit was net amazing. Oomlik het ek nie geweet wat om te sê. Kom ek agter ek moet seker nou 'n bietjie reageer dat julle ook kan sien. Ek is ook nog daarom hierso. Dankie my vrou, dit was amazing geweest. Prys die Here uit die hart uit. Wat 'n heerlikheid was dit geweest om so te hoor en te kon aanhoor wat die Here deur die jaar gedoen het nie. En die herinneringe van die boodskap is amper asof jy 'n hele boodskap wees in jou hart opkom. So dan wys dit vir jou eintlik, die woord van die Here is gesaai op goeie grond. Hy woord is nie weg nie. As jy hom weer herinner, weer daarin herinner word, en dan onthou jy dit. Daar sê Zandi, ek is so bly julle is ingeskakel, dat jy ook jou gebed kon gehoor het. Dankie vir julle ook, wat die tyd afstaan ook aan julle kant. En vir almal wat dit wel doen. En ek glo dis die tyd afstaan nie. Ek glo ons het hierdie diens vanaand nodig vir die jaar wat wel voor lê. Nou ja, my vrou het gepraat van hoogtepunte en laagtepunte in ons gemeente in die jaar wat verby is. En ek dink sy het maar basies al die hoogtepunte genoem. Nou, vir party was dit geestelike uitdagings, vir ander was dit liggaamlike uitdagings, en vir ander was dit tydelike of finansiële uitdagings gewees. Nou, baie het meer as een van hierdie uitdagings beleef. Dis net die laagtepunte waarvan ons praat. Nou, gewoonlik wanneer daar tydelike of liggaamlike uitdagings is, plaas dit druk op ons geestelike lewe, en ons het so mooi gehoor, deur al die boodskappe en die opsomming wat my vrou gegee het, hoe die Here ons daarom bly herinner. Daar is 'n vooruitsig, daar is 'n ewige lewe. Dit gaan nie oor 'n vooruitsig vir 'n beter 2026 nie. Daar is 'n ewige lewe beter as 'n 2026. Nou ja, ek wil so 'n bietjie stil staan vanaand by die laagtepunte, wat tog in sommige gevalle op hoogtepunte uitgeloop het. En wat is daai hoogtepunte? Wanneer ons laagtepunte beleef en daar's 'n hoogtepunte, dit is gewoonlik wanneer 'n mens hy geestelike verstaan en deurbrake kry. En ek glo en ek vertrou die Here sal my help dat dit ook nie somber sal wees as ek hier deurgaan nie, want ek gaan nie so vinnig deurgaan en dan gaan ek net so 'n bietjie met die alles deurgesels. En te midde van hiervan kan ons waarlik sê dat die Here het ons deurgedra. Is dit nie so nie? Die feit dat u nog vanaand kan inskakel, nog kan luister, kan aanhoor, het die Here u wel deurgedra. Nou hierdeur kry ons vertroue in die Here dat God dit ook in die toekoms sal doen. Soos wat die verlede, ons het nou hierdie wolk van getuienis, die woord praat so mooi, ons het hierdie wolke van getuienis,
So alles wat die Here vir ons gedoen het in die mees onmoontlikste situasies, wat die Here vir ons voorsien het ons daai vertroue van hom. Dis nie 'n vertroue uit onsself uit nie. Dit is wat Paulus ook so baie keer skryf. Dis nie iets asof dit iets uit onsself is nie, maar ons het omdat God dit vir ons doen, het ons die vertroue in God dat hy sal bly doen tot aan die einde, tot by die wederkoms. Dis 'n baie groot saak daardie. Nou, almal se uitdagings is nog nie verby en op 'n einde nie, ander het eers hierdie jaar begin, om die einde van die jaar begin. Daarom moet ons altyd vir mekaar bly bid. Nou, ons het 'n lys van u wat deur die uitdagings gegaan het en nog steeds sal deurgaan. Soos wat ons kon onthou, gaan ek een vir een opnoem en sou ek enige persoon mis of nie noem nie, is dit nie moetswillig nie. Maar as jy wil graag hê ons moet jou saak noem op die lig en dit net so deurpraat en die Here dankie sê vir dit wat hy gedoen het, los dit net in die kommentaar. Ek sal vir jou sê as ek by die laaste persoon is en dan as ek jou gemis het, asseblief, daar het soveel dinge gebeur, laat weet ons. Nou heel eerste met die draai somme van 2025, het oom Dani geval en hy het sy gewrig gebreek. Nou ja, julle wat oom Dani ken, hulle oom Dani en Tannie Martie, of Dani en Martie vir ons, hulle is ook al ver gevorderd, hulle is eintlik, ek moet eintlik vir hulle sê oom en Tannie, maar ons het al so lank gesels toe hulle by die bediening aangesluit het. Toe op 'n dag toe sê ek vir hom, Dan, wat is jou ouderdom? Toe sê ek, maar ek moet eintlik vir jou sê oom. Hy sê, ag, dis nou maar net hoe dit is. Maar nietemin, hulle het geweldige uitdagings in hulle liggaam. Dit is nou om Dani en Tannie Martie. En toe gaan breek hy nog sy gewrig ook. En hy het 'n paar keer hierdie jaar ook geval. Maar sy gewrig, dit was 'n lang pad. Dit het goed herstel. Dis nie nog alles is op die einde nie. As jy ouer jy is, hoe langer vat herstel en hoe moeiliker is dit. En elke saak is 'n skok vir jou liggaam. En net voor die diens begin, of nie net voor die diens nie, rukkie voor die diens begin, toe stuur hy vir my 'n foto van sy voet wat net so opgeswel is. Pynlik. Hy sê hy gaan nou lê dat hierdie voet nou net so bietjie kan uitsorteer ook daar. So ja, die uitdagings bly in hulle liggame, so bly bid vir Martie en Dani. Nou ja, dan het ons nou vir Renet gehad, sy het 'n heup vervanging gehad, 'n operasie gehad. Sy het baie goed herstel. Sy sê vir ons die laaste ook by haar gekuier hierdie jaar, sê sy dit gaan werklik waar goed met haar. Maar bly vir haar bid. Dit is my so mooi. Sy stuur ook vandag vir my 'n boodskap. Sy gaan by haar kinders wees. Sy gaan 10-1. Sy weet nie of sy die diens betyds gaan terugmaak nie, want hulle het so 'n bietjie 'n surprise braai vir haar gereël vroeër. En dan noem sy almal se name op wie sy vir sy bid. Sy sê ek bid werklik waar vir die en die en dit is nou van die wat nou laaste deur geweldige dinge gegaan het. Nou ja, dan is dit natuurlik 'n familielid van ons, dit is my swaar Karen se oudste broer Andrei. Die familie ken hom as Ouboet. Ek dink daar's in elke familie 'n Ouboet. Nou hy is in die Ludix die Ouboet. Nou, hy het vroeër die jaar 'n stroke gehad en hy was maande in die hospitaal en terwyl hy in die hospitaal is, het hulle soveel ander probleme ook in sy liggaam ontdek en daar's ander dinge wat ook probleme en komplikasies begin veroorsaak het en dit het veroorsaak dat hy vir maande in die hospitaal was in ICU en dan is hy uit vir rehabilitasie en dan is hy terug, dan is daar komplikasies en op die einde van die dag kan hy glad nie loop nie, hy kan glad nie na homself kyk nie. Nou, sy vrou het geweet sy sal nie na hom kan kyk by die huis nie en hulle het hom oorgeplaas na 'n ouer huis toe, hulle kon 'n plekkie gekry het, 'n versorgingseenheid daar en hy's nog steeds daarso, so dit is 'n geweldige druk op hulle as man en vrou. Sandra, hulle die ouer huis en die huis waar hulle bly is net so 'n paar kilometer uit mekaar uit en sy het eendag getuig, en dit is maar altyd die ding, Andrei se tydelike omstandighede tog glad nie verander nie. Hy is nog steeds in die ouer huis, steeds bedlêend, steeds al hierdie dinge. Party dae raak hy ook maar moedeloos, en hy praat al swaar en al die tipe van goed. Maar Sandra het al getuig hoe geestelik sy uit hierdie saak uit geleer het, en hoe dinge in haar hart oopgebreek het, tot binne in haar huwelik oopgebreek het, maar dit bly 'n geweldige uitdaging. As jy moet dink, jou maatjie moet net so 'n paar blokke van jou af in 'n
versorgingseenheid moet lê. Jy verlang na jou maatjie, is lief vir jou maatjie, het jy onder maatjies ondersteuning nodig, se hulp nodig en André was die brein van die besigheid gewees, hulle het saam met besigheid al vir baie jare en natuurlik toe hulle hoor André het die saak gehad, het baie mense hulle besigheid onttrek, so dit gaan ook moeilik in daardie kant ook, maar Sandra kan vanaand getuig, die Here dra ons deur. En die Here, daar is baie daar wat dit moedeloos, wat sy huil, wat sy nie meer weet wat sy kan doen nie. Maar haar vertrou op die Here maak dat sy kan men sê meer vas staan in die Here, vertroue in die Here kry. En daar's soveel dinge soos wat ek gesê het, wat hulle geestig geleer het, ook deur die boodskappe wat bedien is, wat sy aangeneem het en 'n goeie en 'n edele hart gehou het. En dit het baie dinge in haar lewe ook geestelik verander en verryk. So ons bly vir André bid, bly vir Sandra bid. Daai uitdagings is nog nie op 'n einde nie. So bly net vir hulle bid dat die Here daar ook hulle sal help dat hulle geestelik staande sal kan bly. En dan ook sommer hier so local naby ons, 'n Langebaan, Hopefield, Marlies, dis ook familie van ons. Sy het vroeër die jaar breekoperasie gehad. Die operasie was aanvanklik suksesvol, maar later van tyd en dan weer 'n skeer ingekom, nie so erg as wat dit was nie, maar sy moet weer 'n operasie kry. Nou dit kan eers in die nuwe jaar gebeur. So kom ons bly vir haar bid dat die Here ook daar vir haar en vir haar gesin en haar familie sal sorg. Hulle het deur geweldige skommelinge en tydelike dinge gegaan deur die jaar en so bly vir hulle bid dat die Here ook daar sal voorsien en dat sy ook hierdie operasie kan kry, dat dit suksesvol kan wees, dat sy kan normaliseer ook in haar lewe, want sy is so lief vir die Here, saam met haar man, saam met haar kinders, hulle wil net die Here dien en die Here behaag, so kom ons bid vir ons sussie, baie ernstig ook in daardie saak, dat die Here leiding gee. Jong, dan het ons nou hier twee jong manne, twee rakkers. Nou die ene is, ons kan nie meer sê klein Bernardus nie, want hy is al seker amper 'n kop langer as ek. Ek sal maar sê junior Bernardus. Nou ons weet die jaar toe hulle hier was, is al 2 jaar terug toe die jong span hierso was met die jeug vakansie, as ek dit maar so kan stel. Toe het Lisery matriek geskryf en sy was net opgewonde om saam met ons tyd hier te kon spandeer en ons het hulle baie geniet. Toe het Bernardus al 'n knieoperasie gehad, 'n besering wat hy opgedoen het. En soos die dokter vir Melinda later verduidelik het, want toe daar weer komplikasies ingekom, die pyn het weer gekom. Toe sê die dokter, want hulle was toe 'n ander dokter, toe die ander operasie was nie onsuksesvol nie, dit was net 'n ander metode gewees. En hulle het nou nuwe metodes, so die nuwe metode lyk my werk beter, en toe ons hulle laaste nog gesien het en van gehoor het, was klein Bernardus, junior Bernardus sterk op pad na volle herstel toe, maar natuurlik, soos wat ons tussendeur hoor, die sportloopbaan lê maar onder hierdie saak, so maar bly vir hom bid, dat sy knie ook ten volle daarso sal herstel. En dan nou weer ook, dis nou Fransie en Kathleen sy kind, hulle is daar in Beaufort Wes, die kind het ook sy knie, sommer hier op die einde van die jaar seer gemaak. Hy het al 'n knie gehad wat so gekwel het vroeër die jaar, maar hierdie keer, toe moes hy ook gegaan het vir operasie. Hy is nog op die herstelpad. Ek dink hy dra nog sy kniebrei, soos wat ek het nou kan verstaan, soos daai ene wat die klein jong, junior Bernardus gedra het, maar hy grare en hy penne en allerlei goeders. En so ja, kom ons bly vir Wiam bid, dat hy ook ten volle sal kan herstel. Ja, so sy sportloopbaan is ook op die stadium daarmee heen vereers. En dan terwyl ons aan in Beaufort Wes is, gaan ons sommer gou oor na Susan toe. Dis nou Fransie se ma. En Tannie Susan, sy het die laaste paar jaar soveel operasies gehad. Sy het geval en haar been seer gemaak. Dit was 'n lang herstelproses en allerlei ander dingetjies. En hierdie jaar het sy ook 'n blaasoperasie gehad. En sy sê dat dinge voel nie vir haar lekker en so aan nie. So sy moet nou weer die nuwe jaar gaan na die dokter kan ondersoek, dat hy kan sien, is die blaas reg of nie reg nie, wat die geval ook al mag wees. Anders dan moet hulle weer daar opereer. En sy is ook glad nie meer jonk nie. So ons bid baie ernstig vir Susan, dit is Fransie se ma. Dan ook Susan se man Jan, hy het vir 'n oogoperasie die jaar gegaan en 'n keeloperasie. Nou sy operasies is heel suksesvol en hy herstel baie goed. Oom Jan is baie, as ons daar kuier, man, hy gesels jou ore van jou
kop af. Jy moet net mooi sit daarso. Ag, dis so lekker om saam met hom te kuier. Hy's ook van die ou garde. Soos hulle sê, hy gaan haal die storie daar ver. Maar is baie keer eintlik so lekker, want is eintlik, jy sit nou net in vergaap en luister na Jan en hy kom vertel jou en so kan jy ook insig kry in sy lewe en so kan ons hom ook beter geleer ken het. So Jan, ons bid vir julle, Susan, ons bly vir julle ook bid. En dan ook natuurlik Henry en Michelle, hulle het deur 'n jaar van geweldige dinge gegaan. Jy weet, jy het vir hulle gebid, ons het natuurlik nie gesê wat se detail van die saak nie, maar het was maar finansiëel tydelike sake gewees, uitdagings wat hulle gehad het, maar die Here het hulle deurgedra, dit het deur baie skuddinge gegaan en dit het nie maklik gegaan nie, maar die Here het ook in hulle saak verligting gebring, so ons bly vir hulle bid, en in dit alles het Michelle nog al hierdie persoonlike uitdagings in haar liggaam gehad. Ai, liewe land, soos hoor is Michelle dit gebeur of dat gebeur of die gebeur, en ek kan nie stret hou met alles wat gebeur het nie, maar Michelle, ons bly vir julle bid, dat die Here ook sal deurhelp en nou moet hulle hard werk en voortgaan en aangaan, sodat al hierdie dinge verder ook kan uitsorteer, so bly ook vir hulle bid. En dan ook natuurlik Jacques, dis nou Zandi se man, wat môre verjaar, Zandi wat môre verjaar, hy het 'n hartoperasie gehad, stents gekry, stents wat skoon gemaak is. Dit was 'n geweldige saak vir hom, hy's ook nie meer jonk nie, en daar is nog uitdagings in sy liggaam, so bly vir Jacques bid, en ons dank die Here vir dit wat al deur is, en wat die Here hom al deurgedra het, en hy het ook baie geleer, hy het met my kontak gemaak, toe hy wel met die operasies en so aan in die hospitaal was, en hy het met my gepraat, en dit is wat my vrou vroeër sê, dit is wat die boodskap ons geleer het, die woord ons leer, daai druk maak dat ons hart oop maak, dat ons hart oopbreek, en dan kan ons iets geestelik vanuit die woord van die Here in ons geestelike lewe ook wel iets verstaan, en dan kry ons perspektief rondom die geestelike lewe, so hy het hierdie verstaan ook wel gekry in sy sekere opsig van sy lewe, so ons prys die Here daar vir julle Jacques, so bly vir Jacques bid, ook vir sake wat nog aan sy liggaam moet uitsorteer, hy's 'n pa wat ook moet uitsorteer, hulle het 'n besigheid, en almal steun op hom in die besigheid, in die huisgesin, so bly dat die Here hulle ook, bid ook dat die Here hulle sal bly deurdra. Nou Ina, ons liewe Ina, dit is te lekker om altyd by Ina te kuier, en te gesels man, die opregtheid en die eenvoud van self is Ina, die wat al ontmoet en ken haar baie goed. Nou ja, sy het hierdie rugsaak gehad, en dan is sy been, en dan val sy die kant toe, en dan letterlik val sy, en die laaste val wat sy geval het, was 'n erg val, van so aard dat sy baie dinge nie meer self kan doen nie. Sy kan nog loop, dit is baie ongemaklik, met tye is dit baie pynlik. Toe sy toe ons by haar gekuier het, sy is eerlik, kyk, sy soos hulle sê, you call a spade a spade. Sy sê hom soos hy is, hoe sy gevoel het, wat sy gedoen het, hoe sy met die Here gepraat het, en al daai tipe van goeders, maar daai opregtheid, daai kinderlikheid, daai nederigheid, maak dat die Here haar deurdra, dat sy krag kry om weer nog 'n dag te gaan, en nog 'n dag te gaan. So ja, bly vir Ina bid, sy is ook glad nie meer jonk nie, dat die Here ook haar sal deurdra en al die pyne en skete in haar liggaam ook verdraagbaar sal maak, en dan ook wel sal genees. Ja, dan het ons nou vir Elmarie, ons liefste Elmarie, ek kan nie glo lief ons is ook vir Elmarie nie, ons en Elmarie kom 'n lekker lang pad, ons geniet haar gekuier en geselskap ook vreeslik, en dan ook haar miniature, ek weet nie wat noem jy dit nie, pruime aan haar boom. Sy het vir so 5 liter emmer hierdie keer gegee. Ons het hom geëet al die pad. Ek dink die laaste het ons geëet is daar by Mosselbaai weg is. Dit was die lekkerste pruime geweest. Maar nietemin, sy het sekere probleme in haar liggaam ondervind. Sy het gewonder wat dit is en die en daai ding. En toe gaan sy dokter toe, hulle het haar ondersoek. Nou ja, die uitslae was nie baie mooi gewees nie, het was nie goeie uitslae nie, so sy het maar uitdagings in haar liggaam wat uitgesorteer moet word, en so bly bid vir Elmarie, sy gaan aan, sy is redelik gesond, sy gaan voort, sy doen haar werk, ensovoorts, altyd opgeruimd as sy met ons praat, altyd opgeruimd oor die dinge van die Here, maar bid ook vir haar liggaamlike omstandighede, dat dit ook wel kan uitsorteer, en sy het ook mooi getuienisse gegee, van hoe die Here hulle gehelp het met hulle water en ligte, hulle het hierdie verskriklike waterrekening gekry,
en hulle gaan munisipaliteit toe, dis nou maar 'n hele storie gewees, maar om die storie nou kort te hou, op die einde van die dag toe sê die munisipaliteit, o nee mevrou, ons skuld julle geld, julle skuld nie ons geld nie, hulle skryf daai geld terug, hulle sit hom in 'n plus, nee, sê weer? Krediet, dankie, daar's die regte woord, krediet. So ja, die Here het hulle daar ook gehelp met hulle tydelike saak. Dis hoekom hy sê die Here dien. En natuurlik, sy is die enigste persoon op die hele perseel waar sy bly wat die Here dien, maar ter wille van sy kinders sal hy iets doen. So jy is sy kind, moenie omgee, dis wat Karen nou mooi vir ons verduidelik het. Jy is ons, gaan aan. Moet jy nie steur oor die ander nie, jy is kind van God. Dan net as God jou bevoordeel, as ek dit so mag stel, is daar ongelowiges wat ook saam voordeel gaan kry uit dit wat die Here vir jou doen. En dis wat die Here sê, laat hom toe dat hy sy son oor almal skyn en sy reën oor almal uitgiet. Dis om daai volmaakte gesindheid te hê wat die Here Jesus sê, wees volmaak soos wat julle Vader in die hemel volmaak is. Dan oor na Shamaine. Karen het gepraat van Shamaine se bekering by die konferensie, maar liewe land, toe het sy gaan doop na die konferensie en ongeveer 'n week terwyl ons begin het met die roadtrip. Toe hoor sy was in 'n geweldige motorongeluk, sy het in 'n taxi gery, sy het in die voorste sitplek agter die drywer gesit en 'n bakkies in die taxi in. Sy het toe na die tyd vir ons vertel wat daar gebeur het en die ongeluk was van so aard, die bakkie het 2 keer die taxi geslaan en toe sy daar uit die venster uit en dit is waar sy sny in haar kop gekry het, rugbesering gekry het. So sy is nou al meer as 2 maande in die hospitaal, het komplikasies gekom met haar rugoperasie ensovoorts, maar sy is op die herstelpad. Ons het weer met haar gesels, as dit die wil van die Here is, gaan sy dalk volgende week huis toe. Hulle kyk nou baie mooi na toe, hulle sorg dat hy wond reg en hulle sorg dat die infeksietellings reg is ensovoorts. So sy is baie opgewonde, sy sê vir Karen, sy voel al stukke beter, sy voel al soos 'n nuwe mens. So kom ons bly vir haar bid dat sy by haar mense kan uitkom. 'n Man verlang haar en haar 2 kindertjies verlang ook baie na. So ons prys die Here daarvoor. Sy het deur hy druk gegaan en die beste van haar hele druksaak is, sy kon vir baie mense getuig het en van die evangelie met hulle gedeel het. So in haar proses is daar baie mense wat wel gehoor het van die evangelie. Dis sonder die mense wat bereik is met haar doopdiens, soos wat Karen gesê het, wel genoem het. So bly vir haar bid dat die Here ten volle daai herstel sal laat deurbreek en dat sy verenig kan word met haar mense. En dan Jolene het gegaan, dit is in Mosselbaai, Jolene en Sakkie en Zoe, ek gaan so 'n bietjie oor al 3 praat vanaand. Sy het gegaan om iets in haar gesig te verwyder, toe ontdek hulle kanker. Nou sy gaan eers in die nuwe jaar vir verdere ondersoeke dat hulle kan bepaal wat sy kanker het is en wat hulle daaraan gaan doen. So op hierdie stadium weet ons niks meer as dit nie. Maar sy gaan aan en dan in die nuwe jaar gaan daai saak met haar uitgesorteer word. So bly ook net vir haar bid dat daai kanker sommer ook net sal verdwyn. En dan Sakkie, haar man, die man het soveel rugprobleme. Bid vir hom, dat die Here ook daar sal help, dat die Here vir hom ook 'n wonderwerk in sy rug ook kan doen. Ek verstaan daai rugsaak, dit is geweldig en hy is gediagnoseer, hy is ondersoek en so aan, en so bid vir hom dat die Here ook daar vir hom 'n wonderwerk sal doen. En dan ook Zoe, dit is nou hulle dogter, sy het vroeër die jare op 'n voetoperasie gehad, dis nou ietsie wat so 'n rukkie aankom, want die voetplan, nou vroeër die jaar moes hy weer vir 'n operasie gegaan het, en die voet is nie 200% nie. So kom ons bly bid vir Zoe, dat die Here haar as jong meisie ook sal aanraak en ook vir haar 'n wonderwerk sal doen. En dan het ek nog net so 2 persone oor, nou wil ek graag ietsie met u deel. Dan Isie en Koos, daar van der Byl, u weet, hulle het by ons kom kuier, na die konferensie, direk van die konferensie af, saam met ons kom gery, hier kom kuier en saam met ons die roadtrip begin tot by hulle huis in Van der Byl en toe het ons paadjies daar geskei. Nou, ons het hulle afgelaai en net so 'n paar dae of 'n week daarna, het Isie 'n stroke gehad, nogal redelik ernstig gewees. Toe het hulle bepaal daar's bloeddruk en toe cholesterol en so aan, so sy het medikasie vir al die dinge gekry. Dit was wel 'n pad, dit was so 'n bietjie op en af gewees die hele tyd.
selfs nadat sy die medikasie gekry het en opgeneem was in die hospitaal, maar die laaste boodskap wat ons wel van haar gekry het, sy is op die herstelpad, sy moet weer op 'n stadium dokter toe gaan om haar te monitor, om te kyk, want die eerste pil het nie gewerk nie, so ons weer pille gegee, jy weet hoe werk dit, so kom ons bly bid dat die Here ook daar vir hulle wonderwerk sal doen, vir Isie ook, en dan ook vir Koos, want Koos is ook baie afhanklik van haar. Nou laaste, is 'n groot hartseer vir ons, vanaf ons vir Mary ken, dit is nou al seker 3-4 jaar, kla Mary oor borspyn. Dan sê sy, Karen, dit gaan weg, dan partykeer kan sy nie geslaap het van die borspyn nie, dan gaan sy kliniek toe, dan gaan sy dokters toe, en dan sit nou allerhande dinge in ondersoeke ensovoorts wat hulle gedoen het. Dit kom nou al 'n paar jaar aan, en toe by die konferensie, Mary is plat in die bed, en Karen gaan dan na die kamer toe, ons gaan so saam, en ek loop toe, en sy wys vir Karen hoe lyk die aangetaste gedeelte wat sy oorkla, en Karen skrik haar boeglam, so erg het dit gelyk, en ons het as gemeente baie ernstig begin saam bid, en sy is toe op die einde van die dag gediagnoseer met borskanker. Sy het maandag begin met chemopille, ons weet mos dat die pille is daar om te probeer help, dat die kanker sal genees en die pyn en al die dinge weg te vat. Sy moet weer teruggaan op 'n stadium Parel toe, om te kyk wat hulle gaan doen, finaal aan die kanker, hoe ver het dit versprei, maar, en dit maak my opgewonde vanaand, ons kan vir Mary bid. Ons gaan nie medisyne resepte uitdeel nie, ons gaan nie dokter se name uitdeel nie, ons ken die groot geneesheer. Nou, Mary is sy in 'n geweldige situasie op die stadium, en kom ons bid vir, ek gaan sommer vanaand op die lig bid voor ek voortgaan, en ons vertrou die Here, dat hy vir Mary 'n wonderwerk sal doen. Sal u saam met my bid, asseblief. Hemelse Vader, ek wil u net loof en prys en eer en verheerlik vir die genade en die goedheid en die grootheid van u. Vader, lewe en dood is in die mag van u, die hemel en aarde geskaap. Ons hoef nie vir u te vertel wat u gedoen het nie, maar dis 'n herinnering vir ons en 'n getuienis vir ons, as ons sien en ons lees van al die wonderwerke wat u gedoen het, Here Jesus, en hoe Vader u in die Ou Testament die volk verlos het, ook wonderwerke verrig het, as ons kyk deur die hande van die apostels, die bedieninge van die apostels in die vroeë kerk, weet ons Vader dat u is by magte om vir Mary ten volle en volkome te genees van hy kanker in haar bors. Al die aangetaste gedeeltes, Vader, ons kan net u vertrou vir dit. Vader, ons roep u aan in nederigheid en in eenvoud van hart, ons het nie baie woorde nie, en dis wat die woord ons leer, ons moet nie te veel praat nie, want dit is wanneer daar onnodige dinge uit hy mond uitkom. Vader, ons kan nie deur die herhaling van ons woorde verhoor word nie, maar deur die aanhoudende daaglikse gebed en uitroep en smeek na u toe, Vader. U het ons geleer ook, en dit was vir my seker die hoogtepunt van alle boodskappe. Vader, dat u ons werk saam met u, en u kan en mag nie in hierdie wêreld werk, as u kinders nie voor u is, om te bid en te soek en te roep nie. Ons is hier in die wêreld, en dit is wat die woord sê, dat hierdie hele wêreld is in die mag van die bose oorgegee. Hierdie wêreld lê in die mag van die bose. Vader, ons is vreemdelinge en bywoners hier. Ons mag nie meer hier wees van die dag wat ons lewe met u reggemaak het, mag ons nie meer hier wees nie. Vader, maar omdat ons hier is, Vader, u hou ons hier op die aarde, sodat ons as u kinders kan begin bid, en u kan begin soek. Dis die belangrikste werk wat ons het om te doen, is om u te soek, want terwyl ons bid, dan mag u werk, en u kan werk in geregtigheid. U is 'n God van geregtigheid, u is 'n God van regverdigheid. Vader, u kan môre enigiets doen. Vader, maar omdat u regverdig is, moet u kinders bid, u kinders moet voor u wees, u kinders moet u vra, dan mag u. Net so Satan, Vader, hy kan nie maak wat hy wil nie, sy mense moet hom ook die reg gee om te werk in hierdie wêreld. Vader, en ons moet gehoorsaam begin raak, sodat u kan werk in hierdie wêreld. En daarom wil ons vir Mary bid, Vader, terwyl
Jesus gesterf het terwyl daar genesing is deur die Gees wat in ons hart is, bid ons die Vader, dat U Mary ten volle sal genees in Jesus naam. Amen. Daar is hy, prys die Here. Soos ek sê, dit was omtrent die hoogtepunt van die hele 165 boodskap. En ons weet die een bou op die volgende, en sodat jy, as jy nie die een het nie, dan gaan jy nie die volgende verstaan nie. Maar dit was net vir my super amazing om te dink. Want ons vra altyd, Here, waarom, soos wat die Here Jesus sê, die Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. Mense vra daai vraag vir ons, en ek het hoeveel keer self gewonder oor daai vraag. Nou, hoekom moet ons die vra as jy dit weet? Maar dis God se geregtigheid, want op die einde van die dag, en dit is wat ons moet verstaan, as ons kyk in die wêreld, nou in die vlees, kom ons kyk nou heel eers in die vleeslike wêreld. Party het meer as ander, party het meer gesondheid as ander, party het meer dit as daai ene. En selfs kinders van die Here, daar is party wat, kan maar sê, meer verlos is as ander, as ek dit so mag stel, as dit die regte woorde is. En nou kom die Here Jesus, en hy sê nog voordat julle die Vader vra, hy weet wat julle het nodig, voordat julle hom vra. So die persoon wat vra, God kan 'n pad met hom stap. God mag in sy lewe werk. Anderste is God partydig. Want dan gaan hy dalk, as ek sien jy het meer as ek, gaan ek dink, die Here is meer lief vir jou. Hy is nie lief vir my nie. Ek het jare so gedink. Veral as dit gekom het, ek weet, vroeër jare het ons mos nog gedink, dat jy ontvang die Heilige Gees op 'n ander tyd. Dis wat in die kerke gepreek was. Jy ontvang die Heilige Gees op 'n ander plek. Jy moet nog die doping van die Heilige Gees op 'n stadium kry, en dan moet jy tale praat as 'n bewys daarvan, ensovoorts. Ek wil nie baie teologie ingaan, ek wil by beginsel stil staan. Dan het ek hoeveel kere vir maande na my bekering, ek het die tale gepraat, en stap ek al weg. Ek het in my Bybel al teen die kerk se muur gegooi. Ek het in toestande geraak. Ek het geweier om kerk toe gaan, en sit ek langs die rivier, en voel ek so skuldig, en dink ek, Here, ek moet in die kerk gewees het. Dit is 'n geweldige tyd in my lewe, want ek het gevoel, Here, maar U is partydig. Hoekom kry party dit en ander nie? Het ek soveel sonde, ek kom nou net op bekering, het ek soveel sonde, in vergelyking met die ander ou, dat want nou dink ek terug aan die dae wat ek op my bed gelê het, voor my bekering, Here, ek het soveel sonde, U sal my nie aanneem nie, en tog, is God nie so nie. God se genade is groter as enige sonde. En die persoon wat sy hart oopmaak, die dag toe ek my hart oopmaak, toe kom God in my lewe, en hy besny my hart, hy verander my, ek kry daai merkteken, die Heilige Gees verseël daai merkteken. Met ander woorde, nou is ek God se kind, die duiwels, God se engele, en almal in die geestelike wêreld kan sien, ek het 'n merk by God ontvang, deur middel van die hartsbesnydenis, en dis verseël met die Heilige Gees. Dit beteken, op daai oomblik is ek gevul met die Heilige Gees, want jy kan nie tot wedergeboorte kom, sonder die Heilige Gees nie. Al die gawes het jy, al die hele vrug van die Gees is in my siel. Dis net my denke, my geaardheid, my wil, my rebellie, my tradisie, my sentiment, keer dat God se Gees ten volle in my lewe werk. Dit is al wat gebeur. God is kragtig om enigiets te doen, maar in sy geregtigheid moet jy jou hart oopmaak, sodat hy iets vir jou kan begin doen. Dit is soos toe Jesus in Nasaret was. En hy bedien eers daar, en hulle sê, wow, waar kom hierdie man en al hierdie geleerdheid, en hulle skryf hom eers hoog aan. Die volgende sê, maar ons ken hierdie man. En toe sluit hulle harte toe vir Jesus. Jesus het van daar af na 'n volgende dorp toe gegaan en groot wonderwerke gedoen, nou vleeslike, liggaamlike wonderwerke en duiwels en so aan uitgedryf. So wat het gebeur? Wanneer jy jou hart toemaak, mag God nie in jou lewe werk nie. Dis verlossing en ook 'n tydelike voorsiening. God mag nie. Nou, sal jy ook vir my sê, man, hoekom kry ek nie waarvoor ek bid nie? Nou ja, ons het al baie hieroor gepraat. Die beginsel gaan oor ons is gulsig,
Ons is begeerig na wêreldse dinge. Ons het drange en God is nie 'n God wat lief is vir die wêreld nie. God, hy sê so mooi in Johannes, hy sê die begeerlikheid van hierdie wêreld, die grootsheid van die oë, ons sintuie wat dinge begeer, is nie uit God nie. Ek wil vakansie, ek wil 'n nuwe kar hê, ek wil 'n nuwe ding hê, ek wil dit, ek wil dit, ek wil dit. Nou in dit is daar baie behoefte. Dit is wat die woord sê, jou brood en water is gewis. Jy moet vergenoegd wees met wat jy het. Moenie na hoë dinge streef nie. Dit wat ons hoog ag is 'n gruwel voor God. So nou moet jy al daai goeders in ag neem. So wanneer jy jou saak voor God bring en dan gaan dalk 'n boodskap uit, moet jy eerlik teenoor jouself wees. Waarmee is ek besig? En is te sê as jy tydelike dinge het, God is die God wat vir jou voorsien nie, want as jy afvallig raak en jy spandeer jou finansies en jou lewe in wispelturigheid en in wellustigheid, is dit nie God wat vir jou voorsien nie, want God gaan nie vir jou voorsien om jou weg te lei van hom af nie. En dit is wat ons moet verstaan. Soos 'n miljoen rand jou gaan weglei na God af, en jy voel jy het 'n miljoen rand nodig, as jy dit opreg bedoel met vir God, gaan God nie vir jou 'n miljoen rand voorsien nie. Hy gaan vir jou voorsien sodat jy dit kan verduur en die saak kan uitsorteer tot wanneer dit ook al moet wees. En dit is wat ons moet verstaan. God lei ons nie in versoeking nie. Hy verlos ons van die bose. En dis wat ons partykeer nie begryp nie, want God is liefde, maar hy is heilig, hy is regverdig, hy is nie 'n God wat 'n liefde het vir hierdie wêreld nie. En ons moet hom klik, ons moet hom verstaan. Dis wat Karen sê, dis hierdie dinge wat ons moet verstaan, wat deur die boodskappe gekom het. Wees so 'n mooi herinnering vanaand. Nou, wat vir my interessant is, in die woord van die Here, ek soek nou die skrif en ek kry hom nie, ek het gedink ek het hom nou in my kop, maar ek het hom nie. Dit is waar Jesus, daai ene van die net. Hier sê hy, vanaf vers 47, jammer. Matteus 13 vers 47 en 48. U dalk al baie hierdie gelykenis gehoor. Daar's 'n paar gelykenisse in Matteus 13 wat die Here Jesus praat oor die koninkryk van God. Goed. Matteus 13 vers 47 en 48. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net wat in die see gegooi word. Engels praat hy mos nou van 'n dragnet, so dis hy sleepnette wat hulle van die bote afgooi en dan swem die visse in die nette in. Goed. En van elke net in die see gegooi word en van elke soort bymekaar bring. En as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. Vers 49, so sal dit wees in die volëinding van die wêreld, die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges afskei en hulle in die vuur ingooi, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande, vers 50. En ons het gelees ook van die gelykenis van die verskillende sade, wat die woord van die Here sê, dit is nou al in die eerste gedeelte van Matteus 13 ensovoorts, wat hy sê, in sy koninkryk, dit is die onkruid wat in die tussen die goeie saad gesaai word. Nou die onkruid, die Engels praat van ter, so dis nie onkruid soos wat ons ken nie. Daai onkruid is 'n onkruid, dis darnel. Dis 'n onkruid wat lyk in die eerste fases, totdat dit nou saad skiet, lyk dit presies soos die koring. Dan op 'n stadium as die koring begin saad skiet, dan kom jy sien jy, o my liewe land, daai is nie die regte saad nie. En daai darnel, dis net baie interessant, is eintlik 'n giftige onkruid. So as jy hom nie afskei van die goeie saad nie, en jy oes hulle almal saam, en jy maal dit alles saam, daai onkruid vergiftig die goeie saad. Dit is wat daai onkruid is. Dis nie 'n bossie in die grond nie. Dis 'n onkruid wat lyk soos die graan, totdat hy begin aarskiet. Goed, dit is wanneer die saadjies en goeders begin vorm. En dit is ook 'n ding wat hulle gebruik het om mense te vergiftig. So die ou wat die saad tussen daai land ingesaai het 'n doel gehad. Ek met die goeie saad vergiftig. Nou wanneer jy daai saad eet,
kan jy dit iemand vergiftig, en dit is ook soos 'n dwelm. Hulle het dit ook gebruik as 'n dwelmmiddel, maar as jy nou te veel daarvan gebruik het, het jy gesterf daarvan. So giftig is daardie darnel. Nou ons moderne boere en goeters, hulle masjinerie skuil daai, as daar sulke onkruid wel kan wees, maak al klaar daai skeiding. So die ou, die maaiers moes wake up gewees het, om te sien, hoor hierso, daar is daar die onkruid. Nou, dit is wat die woord van die Here sê, ek sal uit my koninkryk die goeies en die slegtes van mekaar skei. Hierso lees ons, wanneer die net vol geword het, so daar moet nog meer siele in God se koninkryk inkom. Die net is nog nie vol nie. Maar ongelukkig is daar die goeies en daar is die slegtes. En eers by die oesdag gaan daar die skeiding gemaak word. Nie voor die tyd nie, want hulle het gesê, meester, moet ons daardie onkruid verwyder? Hy sê, nee, moet dit nie verwyder nie, want as julle dit voor die tyd verwyder, voor die oesdag gaan verwyder, as julle dit gaan uittrek, gaan julle dalk die goeie graan saam met dit uittrek. So baie mense gaan aan en hulle voel hulle lewe is reg, en vanaand sit ons tradisioneel by 'n ou jaar. En vanaand in kerke daar is miljoene kerkdienste oor die wêreld wat uitgaan. Nou is die eerste nuwe jaar het al by Nieu-Seeland begin. So in Nieu-Seeland, daai dele Australië, hulle is al klaar in 2026. Ons moet nog al by uitkom. Ouens soos in waar Etienne bly in Amerika, New Mexico, hulle is 'n paar uur na ons, so hulle gaan na ons nuwe jaar 2026 hê. Nou oor die lig gaan daar soveel boodskappe uit. En daar word verklaringe gemaak en profeseë uit die hart van die mens oor tydelike dinge en vleeslike dinge en wat die mense wel is en sensus sy sintuie verder bevredig op 'n vleeslike, sinnelike, sondige vlak. Maar die vooruitsig wat ons moet hê, die herinnering ons moet ons bekeer, en weet jy wat, terwyl ek so die laaste, kan maar sê 2 weke vanaf ons nou so 'n bietjie rus is, elke dag gaan lees ek, en ek het besluit ek gaan weer bietjie deur Matteus lees. En terwyl ek daar deur lees, ek sê vir my vrou op 'n stadium, ek dink toe by Matteus 22 of so kom, daar is meer waarskuwings as bemoedigings wat die Here Jesus deurgegee het. Hy het gesê, dis hoe jou lewe moet wees. En as jou lewe nie so is nie, dis die gevolge. En ons soek net die mooi boodskappe, ons soek net hierdie flamboyante boodskappe, die soetsappige woorde, die aanmoedigende woorde. Jesus se aanmoedigende woorde was, dis hoe jou lewe moet inrig. As jy dit nie gaan doen nie, is dit die gevolg. So Jesus se bedieningsleringe was 100% waarskuwend van aard gewees. Dit het ons geleer en jou herinner, wees heilig, want God is heilig. Die standaard is nie minder as God nie. Dis nie die pastoor nie, dis nie jou buurman nie, dis nie 'n familielid nie, dis nie 'n vriend nie, dis nie ek nie, dis nie Karen nie. Dis God die Vader. Dit is die standaard, en dit is waar God ons aan herinner deur sy geskrewe woord, en dit was al die leringe en gelykenisse van die Here Jesus Christus. Doen dit, en jy kan die ewige lewe ingaan. Doen dit nie, en daar wag die ewige duisternis, hel en smarte, geknars en geween van die tande. So Jesus se boodskap, al sy gelykenisse, was waarskuwings. En dis hoekom die mens nie meer die Nuwe Testament wil lees. Ek praat van deursnit Christen, of hulle haal 1 of 2 verse daar uit. En hulle skaar hulle by die Ou Testament. Want die Ou Testament was vleeslik. Dit was alles gedui net op die sigbare. Die beloftes was die sigbare. Die vooruitsig was die sigbare. En omdat hulle in die meerderheid van die tyd afvallig was, het hulle nooit die sigbare ontvang in elk geval nie. En hulle siel was hel toe gewees. Ek en jy het 'n vooruitsig van die ewige lewe. Kom ons neem die waarskuwings van die Here Jesus Christus aan.
Ons kan nie lewe soos ons wil nie. Ons kan nie in die begeerlikhede van die vlees bly voortgaan elke dag van ons lewe nie. Ons moet tot 'n bewussyn kom. Ek praat nie van jou daaglikse lewe nie. Jy mag 'n ete saam met familie en vriende geniet en al hierdie tipe van goed. Maar hoe rig jy jou lewe? Jy weet tog waar is jou hart? Jy weet tog waar is jou gedagtes? Waar is jou begeerte? En dit is wat die woord van die Here aanspreek. Nou in die koninkryk van God is daar goeies en daar is slegtes. Nie elke persoon wat sê Here, Here is op pad hemel toe nie. Nie elke ou wat kerk toe gaan en 'n prediker is op pad hemel toe nie. Nie almal se boodskap nie, al klink dit hoe mooi, is boodskappe van waarheid nie, al preek hulle van Jesus. En dit is wat die Here met ons wil deel. Wat 'n vooruitsig het ons? Waartoe wil ons gaan? As ons hemel toe wil gaan, moet ons uitvind wie is God wat hemel maak. Ons moet by hom gaan uitvind. En hoe doen ons dit? Deur sy woord. Nou as ons die woord van God in die wind slaan en ons ignoreer dit, kan ons nie verwag deur God se regverdige liefde om daarin te gaan nie. Want wie gaan hemel toe en wie gaan nie hemel toe nie. Maar die ou wat sy gewig ingooi, die ou wat deurdruk, God help daai persoon. En dit is wat die woord vir ons sê, God is nie partydig nie. Sou hy net help, mense help, sonder dat ons hom hoef te vra, en sonder dat ons moet effort insit, dan is God partydig. Want party het meer hoop as ander. Inteendeel, baie keer die persoon wat werklik waar die Here dien in gees en waarheid, sy tydelike omstandighede is nie wat waffers nie. Nou praat hy van die persoon wat meer het, wat ook moet vriende maak, om so te gee dat sy medebroer en suster wat nie baie het nie, ook gelykheid kan hê binne in die evangelie. So dis al hierdie dinge wat die Here met ons praat, en ons moet verstaan, God se woord is ja en amen. Ons gaan geoordeel word volgens hierdie woord. Elke vers wat ons lees, ons gaan geoordeel, en nou al reeds op aarde. My vrou het so mooi weer bedien, en ons daarin herinner wat die woord sê, God se oordeel begin by sy huis. Die dorsvloer word nou deur en deur skoon gemaak. So laat toe dat hy kaf gaan, laat toe dat hy ongeregtigheid gaan, laat toe dat hy sonde gaan, herken dit, bely dit teenoor die Vader, sorteer dit uit, sodat jy wel by 'n punt kan kom van godvrugtigheid. Prys die naam van die Here. So, wanneer jy wel hierdie pad stap, en jy is bereid om hierdie pad te stap, en jy wil hierdie pad stap, en jou hart en siel is daar, weet jy, dit is wat die woord sê, dan stem jy toe, dat God se woord die waarheid is. As jy dan te sterwe kom, jy sal gered word, jou siel sal wel gered word. Ja, prys die naam van die Here, my rede is klaar, en weer eens baie dankie vir u wat wakker gebly het, tot dusver saam met ons lekker gekuier het rondom die woord, ons mekaar weer bietjie te herinner aan die woord van waarheid, aan die woord van die heerlikheid, krag en majesteit. As jy ergens in die laaste feestyd opgeslip het, jy het weggedraai, kom terug, God se genade is daar, God se genade is altyd daar, kom terug na die Here toe, staan op, sorteer uit, en sodat jou siel, dat jy vooruitsig kan hê, om die koninkryk van God in te gaan. Ja, baie dankie, ons is baie lief vir julle. So die wil van die Here is, gaan ons Sondag weer 'n diens hê, so kyk uit vir Sondag se boodskap, dan kan ons vandag weer begin normaliseer. Ons weet, baie dinge begin ook nou Maandag, mense moet terug gewerk toe en so aan, soos weet, dit gaan nou geskarrel wees, en almal moet by mekaar kom, en dinge moet uitgesorteer word, en skoolgoed moet reggekry word, en al die klas van dinge. Ander het maar net regdeur gewerk, maar nietemin, ons prys die Here vir die wat bietjie kon wel gerus het. Ja, ek gaan hierso afsluit, en soos ek sê, ons bly bid vir mekaar, almal wat ek genoem het, as daar nog iets is, laat weet ons, dan kan ons medebroers en susters inlig, dat almal lekker kan inklim, en saam ook kan bid, en so die naam van die Here te kan groot maak. Mag julle 'n lieflike aand verder hê. Lief vir julle, ek wil nou nie Kobai sê nie, maar ek moet maar seker Kobai sê.
Mag julle 'n lieflike aand verder hê. Sê weer? Ja, Zannie verjaar amper 6 minute en Joey. Okay Zannie, lekker verjaar, lekker dagie môre vir julle, hoor, lief julle. Bye bye.